Hartlike goeiemôre van my kant af. Weer eens 'n wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ons ook ryklik saam seën. Nou renosters het amper geen vyande nie, behalwe mense en dan ook kalfies wat prooi kan val van leeu's, luiperds, hyenas, wilde honde, as ook in sommige gevalle die nylkrokodil. Maar die mens bly maar die grootste bedreiging, die renosters stropery, en dan beweer hulle van die statistieke sê dat hulle horings kan 2 cm, ander sê weer 7 cm in 'n jaar groei. En van die statistieke praat van tussen 0,6 as ook 2 kg wat daardie horing in 'n jaar in gewig kan optel. Hulle het by geleenthede 'n koei se horings gemeet waar sy 6 cm 'n jaar dan ook die voorste horing gegroei het en die agterste horing 1,5 cm. Hulle onthoring hulle gewoonlik so 18 tot 24 maande en dan juis om van hierdie renosterstropery te help voorkom. Die horings as dit aanhou groei kan tot 1,5 meter word as ons dit eintlik in sentimeters 150 cm lank word en die gemiddeld is omtrent so 90 cm wat die horings word. So net soos wat daar gevare dreig, is daar ook een groot gevaar vir die mensdom. En dit is, as ons lees in Matteus 6 vers 11, gee ons vandag ons daaglikse brood. Twee dinge wat die mensdom nie oor hoef te kwel nie. Die eerste ene is dit wat gister gebeur het en dit wat dan ook in die toekoms gaan kom. Baie mense leef in die gister en as 'n mens luister na hulle getuienisse, dan kom 'n mens dit baie agter dat daardie foute en daardie struikelinge en dwaashede en trane, dat hulle baie oor dit praat. Hulle leef in gister, terwyl gister verby is en buite ons beheer. So ook môre. Baie mense wat hulle reeds kwel oor die dag van môre, terwyl dit nog nie eens aangebreek het nie. En dan eintlik maar die groot gedagte, dit is nog ongebore, waaroor ons dan wil kwel. So, laat ons ag gee op hierdie saak, terwyl die Here vir ons sê, dat ons gee ons vandag ons daaglikse brood, dat ons nie ons sal kwel oor dinge wat gebeur het, of dit wat dan vir ons in die toekoms lê nie. Deuteronomium 33 vers 25 sê vir ons, mag jou grendeluister en koper wees, en jou sterkte soos jou dae, dat die Here ons sal kom versterk, dat hy vir ons krag sal gee, elke dag, dit wat ons nodig het, soos wat die Here dan ook vir die volk gesê het, in Exodus 16 vers 4, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel. So hier gaan dit oor die behoefte van daardie dag, dat ons daardie dag se behoefte van die Here dan ook sal vra. Daardie stryd net vir vandag, en soos iemand dit ook al gestel het, dat hulle die Here vertrou vir elke tree wat hulle elke dag dan ook moet gee. Nie oor môre se tree nie, en dit wat verby is, kan ons nie terugkry nie. Daarom moet ons nie kwel oor dinge wat ons niks aan kan doen nie. En gister en môre beroof ons van vandag, omdat ons kwel oor sekere dinge. Daarom, daardie manna in die woestyn was genoegsaam vir elke dag se maat gewees. Matteus 6 vers 32, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Daarom, dit wat nodig is vir hierdie dag, dat ons die Here daarvoor sal vertrou. 2 Korintiërs 12 vers 9, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek tussen my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Dit wat ek vir vandag nodig het, soos Jesaja 40 vers 29 ook vir ons kom leer. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig dan ook sterkte. Wat 'n wonderlike voorreg om daardie God ook te kan ken, wat vir ons op so 'n wyse ook wil kom help en kom deurdra. Mag ons hom ook daarvoor vertrou vir elke dag se behoefte, nie oor môre ons te kwel of oor dinge wat ons niks aan kan doen van die verlede nie, maar elke dag vat en dat die Here ons sal bekragtig vir die dag wat ons ingaan. Kom ons bid saam.
Here, dankie vir die krag wat U vir ons vandag gee, en dat ons weet, dit is genoegsaam om ons deur hierdie dag te dra. Amen.